Goeienaand, vriende en almal wat hier is vanaand. Dis lekker om hierdie hemelvaartdiens saam met julle vanoggend te hê. Ek moet sê, die gemoed is anders as die een wat hier vanoggend was. Vanoggend was hier ook 'n hemelvaartdiens in die gemeente en ons het die hele laerskool van graad R tot graad 7 tot die onstuimige onderwysers, almal van hulle hier in ons kerkgebou gehad. En dit is regtig waar 'n besonderse mooi geleentheid. Vir party van hierdie kinders ook die enigste keer wat hulle eintlik ooit in 'n binnekant van 'n kerkgebou kom. En dit was lekker besig. Julle is nie so besig nie. Vriende, kom ons maak onsself reg om vandag op te kyk na die hemel toe en ek wil sê vandag vier ons die Here wat opgevaar het soontoe. En dat daai opkyk vir ons vanaand 'n manier kan gee om te sê, kom ons kyk vorentoe in die lewe in. Ons gaan onsself voorberei vir die diens deur 'n lekker loflied te sing, want vandag is juis 'n geleente vir lofprysing, want vandag is 'n dag wat ons sy koningskap vier. So kom ons staan en ons sing, alle volke klap julle hande. Al jullie volken, klap jullie handen, juich tot dit van God. Verricht veel steen met roem zijn naam en elke stem op al. Zing het zo, loof en prijs en groeten, want hij is eeuwig koning en de hemel op aarde. Zing het zo, loof en prijs en groeten, want de hemel koning schenkt ons zijn genade. Hij is eeuwig koning in de hemel en op aarde. De volken knielen als hij juichen op zon, roep zijn naam. Zing het zo, loof en prijs en groeten, want hij is koning in de hemel en op aarde. Zing het zo, loof en prijs en groeten, want de hemel koning schenkt ons zijn genade. Ons namen zijn woorden en hij roept ons allemaal saam. De schare juicht die hoordingsblazers allemaal op zijn naam. Zing het zo, loof en prijs en groeten naam, want hij is koning in de hemel en op aarde. Zing het zo, loof en prijs en groeten naam, want de hemel koning schenkt ons zijn genade. In Psalm 24:10 lees ons, wie is hy, hierdie roemryke koning? Die Here heerser oor alle magte, hy is die roemryke koning. Vriende, wees gegroet in die naam van hierdie roemryke koning, die God oor die heelal. Amen. Kom ons gaan 3 lekker verdere lofliedere saam sing. Ons gaan sommer sit vir die eerste een en dan staan julle vir die 2 daarna. Christus ons Heer, opgestane Heer, levensvorst en koning, U het drie vier.
en hoe meer gaan, daarom sing ons Halleluja. Kom ons sluit die oë. Here, dis 40 dae na Paasfees. Dit was 40 dae na Paasfees wat u opstandingsoorwinning kom demonstreer het deur die disippels te bemagtig vir hulle taak in die wêreld. U het dit gedoen toe u opgevaar is en as koning in die hemel gaan sit het. U was weg, het dit gelyk, maar tog weet ons, u is ook hier, by ons elke oomblik. Mag ons dit vandag ervaar, juis wanneer ons ook die Bybel oopmaak, daaruit lees en die woorde daarvoor ontdek. Wat sê dit vir ons? Hoe help dit vir ons om ook in hierdie lewe te leef? Amen. Vir die wat Bybels hier het en graag saam wil lees, ons lees vandag uit Psalm hoofstuk 24. Dit is die een na die bekende enetjie. As jy na hom toe wil blaai, is jy welkom. Ek gaan die woorde ook op die skerm sit. Die weergawe op die skerm is die 2020 vertaling. Psalm 24 van Dawid, 'n psalm. Aan die Here behoort die aarde en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon, want hy het op die oseane gegrond en op die strome gevestig. Wie mag teen die berg van die Here opgaan? Wie mag in sy heiligdom staan? Die mens met skoon hande en 'n rein hart, wat nie na nietigheid hinker en nie sweer by wat vals is nie, sal seën ontvang van die Here en geregtigheid van God wat hom red. Dit is die geslag wat na hom soek, hulle wat u teenwoordigheid opsoek. Dit is Jakob. Lig op julle koppe, poorte, ja, lig julle self op, ewige ingange, sodat die roemryke koning kan ingaan. Wie is hierdie roemryke koning? Die Here, magtige en heldhaftige, die Here, heldhaftige in die stryd. Lig op julle koppe, poorte, ja, lig op, ewige ingange, sodat die roemryke koning kan ingaan. Wie is hy, hierdie roemryke koning? Die Here, heerser oor alle magte. Hy is die roemryke koning. Deur die eeue nog is daar party mense wat op 'n manier 'n vraag probeer beantwoord wat net 3 woorde in hom het. Dis 'n kort vraag, maar dis 'n baie moeilike vraag. Vir party mense voel hulle dis 'n vraag wat hulle maklik regkry, vir ander is dit baie moeilik. Party mense soos hierdie 2 kunstenaars sal draai na kuns. Hulle sal draai na dit wat hulle teken of dit wat hulle sing of wat hulle op ander maniere probeer uitbeeld, dalk deur beelde of so aan, om hierdie 3 woordvraag te probeer beantwoord. Ander mense sal weer gaan na filosofie. Hulle sal dalk vir jou debatteer en hierdie vraag vra. Ander sal na die sielkunde gaan of self in die proses gaan waar hulle met 'n sielkundige of 'n terapeut praat. Om hierdie kort 3 woord vraag te beantwoord. Ander gaan soek weer aan die onderkant van 'n bottel
en sê dalk is die antwoord hier, of dalk gaan soek hulle juist daar omdat hulle sukkel om die antwoord te kry, of hulle gaan na waarsêer of ander snaakse dinge. Alles om hierdie vraag te beantwoord. Nou wanneer ons by hierdie vraag gaan kom, is dit 'n vraag wat so 'n bietjie ontwykend is wanneer jy hierdie Psalm lees. Amper soos wat ek hom nou vir jou nie wil gee nie, en jy op 'n manier vir jouself moet vra, maar wat is hy? En dan kom hy eintlik natuurlik na jou toe. Wie is ek? En as jy daai vraag probeer beantwoord, wie is ek? Wat beteken dit? Hoe bepaal dit hoe ek gaan leef en alles? Wie is ek? Die verskuilde vraag wat vir ons hier in hierdie Psalm op 'n manier wegkruip. Nou dis 'n moeilike vraag. En dis 'n vraag wat partykeer 'n verskillende antwoord het. As ek 4 jaar oud was en ek moet verduidelik wie is ek, gaan die antwoord baie anders wees as wat ek 14 is, as wat ek 24 is en wat ek vandag hier is op 'n nederige 38, amper 39 jaar oud. En waarskynlik as ek eendag 50 is of 136 is, gaan ek heel anders ook na daai vraag antwoord. Want wie ek is verander en wie ek is skuif. Ek bedoel, dink net aan dit. Is ek net my voorkoms, want ek is dit, maar ek is meer as my liggaam en my biologie waarskynlik. Is ek 'n pa? Ja. Is ek 'n dominee? Ja. Is ek albei hierdie? Ja. Is ek meer as dit? Ja. Wie is ek? En as jy die vraag moet antwoord, as jy so moet gaan na hierdie skilders wat iets moes probeer teken het van wie ek is, of jy sal na die filosofie toe gaan of wat ook al, die plek wat jy tuis voel, hoe sal jy dit beantwoord? Wanneer hierdie digter kom en hy bring hierdie vraag voor ons, dan mis ons eintlik iets van die wonder wat in hierdie gedig vir ons te staan kom. Jy weet, dit is soms soos 'n gediggie te vertaal. Vertaal 'n gediggie, kry jy dit amper nie reg nie. Gaan vat vir jou Engelse ordentlike gediggie, probeer om Afrikaans toe te vertaal. Mens verloor iets van die wonder daarvan. En nou dieselfde hier, 'n antieke Hebreëse taal wat nie eintlik so gewerk het met dieselfde digreëls soos wat ons mee werk deesdae vandag nie. Jy verloor iets van die wonder van wat hier aangaan. Hulle het sulke ritmes gehad, wat so opgebou het na die einde toe, na hierdie groot vraag wat hy vra, wie is hierdie koning? Dis die eintlike vraag in hierdie gedig, in hierdie Psalm wat ons ontdek. En wanneer hy hom vra, dan gaan hy vir ons herinner aan hierdie tweede vraag wat ek nou vir julle gevra het. Hy bou so mooi op soos 2 spore wat alles net soontoe gaan. Want eintlik is hierdie gedig gebruik in 'n tyd waar hulle in eredienste bymekaar sou gekom het om te gesê het, kom ons sê dit saam op, kom ons lees dit, om vertel vir ons dit, om iets te vertel van wie ons God is. Hy is koning. Hy is die skepper van die heelal. En hulle vertel dit in die woorde wat hulle gebruik, hulle sin speel so mooi op ander godsdienste daar buitekant in daardie tyd, wat sekere verduidelikings en nuances en goedjies gebruik het. Dis vandag, as ek 'n paar dinge sal sê, soos die eerste ding wat ek in my kop opkom is, as ek sê nee, waarheen gaan hy? Seker nie ver nie. Dan dink ek en jy aan 'n klomp tipe dinge. So sin speel hy op 'n klomp dinge wat hulle geken het, om hulle by die vraag te bring, wie is hierdie roemryke koning? Hierdie een wat opgaan na die troon toe. En deur die eeue in die kerk het baie mense na hierdie Psalm gedraai en gesê, weet jy, as ons uit hemelvaart wil praat, as ons een van die dimensies van wat op hierdie dag afspeel gebeur, dan help hierdie gedig ons. Dan hierdie woorde wat oud is, wat geskryf is daar, wat eintlik vir ons op sigself niks lyk of hy iets oor hemelvaart wil sê nie, sê dit vir ons op 'n ander manier van wie die persoon is vir haar opgaan. Want wat gebeur op hemelvaart? Op hemelvaart kom Jesus, nadat hy vir 40 dae aan hulle op verskeie maniere verskyn het, nadat hy aan die kruis gehang het, die graf leeg is,
En op hemelvaart gaan sit hy op die troon. Net soos hierdie Psalm, gaan hy op en hy's daar in die troon. En daar's 'n vraag wat saam met daai kom. Hy stuur die mense, die disippels wat daar om hom staan uit en hy sê vir hulle, gaan verkondig my naam in hierdie wêreld. Julle is my getuies, gaan wees my hande en my voete. Ek is die koning en ek gaan op na die hemel toe. En dwars deur sy tyd daar het hy hulle geleer dat weet jy wat? Julle moet die koninkryk van God gaan sigbaar maak. Nou dit eerstens is klaar moeilik vir ons. Want in 2024 is die naaste aan 'n koning wat ons het, is die een daar in Engeland, wat eintlik nou maar net daar sit, amper voel dit partykeer vir show. Ons werk nie meer so nie. Ons het heeltemal 'n ander strukture. Ons gaan aan die einde van die maand, gaan ons, en dan gaan ons 'n verkiesing hê, en ons gaan ons eie leiers verkies. Maar net so min van wat ons verstaan, omdat ons nie leef in koninkryke waar 'n koning kan maak soos wat hy wil nie, leef ons in 'n tyd waar demokraties verkiesde leiers ook maar partykeer maak presies net soos hulle wil. En dat die aardse konings wat sleg was, wat korrup was, wat amper die orde van die dag was, wat hulle mag gehaat het en dit ten alle koste misbruik het, daai ding verstaan ons nog steeds. En Jesus het vir hulle gesê, weet jy wat, ek regeer eintlik oor die heelal. En ek wil hê dat julle die koninkryk moet bring, met ander woorde, julle moet so gaan leef, dat die waardes van wie ek is as koning, die waardes van my koninkryk, dat julle dit sigbaar gaan maak. Ek is die koning. Ek gaan nou opvaar na die hemel toe. Ek stuur julle uit. Ek gaan by julle wees deur die Gees, maar ek stuur julle uit. So wie is Jesus? Wie is die een wat ons vandag hier kom sê, ons maak hom groot, want hy gaan sit op die troon. Hy is die koning. Hierdie Psalm wil ons vertel hier aan die einde. Wanneer hy praat oor God self, sê hy, wie is hierdie roemryke koning? Maar hy vra hom op 'n manier wat hy hom vir jou so dubbelsinnig amper wil aanbied in Hebreëus, om nie net vir jou te sê wie is hy nie, maar hoe is hy? Hoe is hierdie God? Hoe is hy anders as die ander konings van hierdie wêreld? En dan daar in die middel van die gedig is daar so 'n paar verse wat vertel van wie kan opgaan na hierdie heiligdom toe. Wat hy vir ons so versteek, amper wil weer wegsteek en sê, jy wat wil kom en die vraag wil vra, ek wil ontdek wie is hierdie roemryke koning. Dis asof jy in sy spore stap. En as jy die vraag wil vra, wie is hy? Wie is hy wat ek wil ontmoet? En wie is hy wat ek wil verheerlik? Wie is ek? Wie is die een wat hier agter hom kan aanstap? En nie net wie is ek nie. Hoe moet ek wees? Hoe moet ek wees as ek wil opgaan om deur die Here meegevoer te word, om hier in sy spore te kom loop? En dan sê hierdie Psalm 2 daar so 'n klein stukkie vir ons. Wie is hulle? Wie is hierdie mense wat dit kan regkry? Hulle is dies met skoon hande en rein harte. En dan wanneer hy dit sê, dan moet ek bieg. Weet jy, dis wonderlik om vandag hier te kom staan op Hemelvaart en sê, Here, ons verheerlik U. Dis wonderlik alles wat U vir ons gedoen het. Dankie vir alles. En Here, ek wil die persoon wees wat in my lewe kan leef met skoon hande. Ek het nie foute gemaak nie, ek doen die goeie ding, ek doen die regte ding. Ek is iemand met 'n rein hart. Ek is die enetjie wat, jy weet, selfs hier in my binnekant, is ek skoon en is ek goed. Maar miskien sal jy saam met my ook kan sê, weet jy, as ek die vraag eerlik moet beantwoord, wie is ek? Dan moet ek eerlik wees.
Ek is nie die een wat altyd net skoon hande het nie. Ja, ek het partykeer skoon hande. Ek bedoel, daar's party mense wat in die lewe definitief vuiler hande as ek het, maar soms is my hande ook maar vuil. En ja, ek het 'n goeie hart met rein bedoelings en alles, maar kom ek wees maar eerlik. Soms het ek ook maar 'n onrein hart. Maar dan die oomblik, net na hy dit sê, dan sit hy so dubbelpunt daar. Wie is hierdie persoon wat 'n rein hart het, wat skoon hande het? Sy wat kom. Dis hy wat aanhou probeer. Dis hy wat die een na die heiligdom toe stap. Die een wat sê, ek kom. Want vriende, ek en jy sal nooit die vraag kan beantwoord van wie is ek, as ons dit nie vat na daai laaste vraag toe, naamlik wie is God nie. Ek moet myself altyd deur sy oë sien. Altyd deur sy oë wat goed neerkyk op my. Wat ten spyte van die feit dat ek soms onrein is, dat ek ook vuil hande het, vir my aan 'n kruis gesterf het, wat vir my lief is, en wat vir my vergewe, en wat vir my sê, kom, ek was jou skoon, wat hierso 40 dae voordat hy opgevaar het hemel toe, aan 'n kruis gehang het, wat in my plek die straf gedra het, en wat die dood oorwin het. So ons uitnodiging hier op Hemelvaart vanaand, is dat, weet jy, ons gaan ons lewe lank besig wees met die vraag van wie is ek? En partykeer wanneer ons daai vraag gaan beantwoord, gaan ons dalk opgewonde daaroor wees en sê ja, ek is so en so en so. En op ander kere gaan ons dalk daai vraag met 'n stukkie weemoed antwoord. Ja, weet jy, ek wil so wees, maar hierdie keer het ek misluk. Wie is ek? Ek is dalk die een wat dalk hierdie trauma beleef het. Maar hierdie wonderlike psalm wil ons help verstaan, dat, weet jy, as jy na jouself kyk, as jy die vraag vra van wie jy is, as jy so lewe op hierdie pad om iemand te wees wat skoon hande en 'n rein hart het, sien jouself altyd eers deur God se oë. Moet nooit die vraag beantwoord van wie jy is, sonder om ag te neem wie God is en wie hy dink jy is nie. Jy is spesiaal. Jy is sy geliefde. Jy is sy kind oor wie hy homself verbly en verheug. En jy is die een wat hy waardig genoeg ag om net saam met al die ander gelowiges toe hy opgevaar het na die hemel toe, uit te stuur in hierdie wêreld in, om sy liefde te gaan uitleef. Wie is jy? As jy daai vraag beantwoord, hoop ek jy sluit in. Ek is God se geliefde. Hy wat die roemryke koning is. Amen. Kom ons bid saam. Here God, dankie dat U ons liefhet. En dankie dat ons kan weet dat wanneer ons met die lewe met die vraag besig is, wie is ons wat op kan kom na die tempel toe om 'n ontmoeting met U te hê, dat ons dit altyd sal antwoord in terme van wie U is en hoe U ons sien. Here, ek bid vir mense wat dalk juist deur 'n moeilike plek gaan, wat op 'n moeilike plek met hulle lewe is, en miskien ook worstel met die vraag van wie is ek, waarheen is ek op pad. Here, dra hulle dat hulle self deur U oë kan sien. En help dat vandag vir ons 'n dag op Hemelvaart sal wees,
waar ons lof en eer kan besing aan die roemryke koning, en dat ons so sal leef, dat ons u koningskap sigbaar sal maak. Amen. Ek wil julle nooi dat as 'n verdere deelname in gebed, dat ons 'n responsiewe gebed saam sal doen. Julle kan dit so sit en doen. Ek gaan vir ons die gedeelte lees as liturg, en dan word hierdie vir ons hemelvaart gebed. Jesus is op 'n wolk weggeneem. Hy het gegaan om op die troon te sit. Ons verheerlik die ware koning van die wêreld. Jesus is op 'n wolk weggeneem. Hy het weggegaan, maar tog stuur hy die Gees om by ons te wees. Waarlik, hy is nader as wat ons besef. Dankie dat u by ons is. God stuur ons om as sy verteenwoordigers in hierdie wêreld te leef. Mag ons daar waar ons mag en invloed het, dit tot sy eer gebruik. Mag ons sy koninkryk sigbaar maak. Lei ons om volgens u wil te leef. Kom ons staan vir ons slotlied, lig vir die wêreld. Maak ons op, as ons die nag inkyk, wys ons die hoop wat duisternis laat wyk. Gee ons wonder,
Vriende, ek wil julle nooi. Ons gaan nou Pinkstertyd in wat afskop met vanaand en ons gaan 'n klomp verskillende psalms lees. Ons staan vandag by die eerste een stil. Sondag begin ons Pinksterreeks dan in wese wat ons gaan help met gebed en dan gaan dit in die oggende 10:00 die dienste wees. Ons gaan dit ook opneem en uitsaai en as julle dan nou nie daar kan wees in die oggend nie, is julle baie welkom om soos wat dit julle pas ons reeks dan te volg. Kom ons gaan leef in hierdie wêreld tot die eer van hierdie roemryke koning. Mag die lig van die hemelvaart jou pad lei. Mag die Here, hy wat die roemryke koning is, jou seën met sy krag. En soos hy jou in sy teenwoordigheid inlei, mag hy by jou wees elke oomblik van elke dag. Amen.